Goeiemôre, dit is Vrydag die 14de Augustus. Vanoggend Romeine 11, ons lees daarvan vers 33 tot 36. Hier skryf Paulus: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee vir hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vanoggend gaan ons stilstaan by vers 36. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Die wêreld wat bestaan, die heelal, glo ons, is geskep deur God. Kom vanuit God, is gemaak deur God se liefde, God se woord. God wat besluit het om te skep, gepraat het, en dit is daar. Ja, en dan is hy ook die een wat alles in stand hou. Is hy die een tot wie se eer die skepping daar is. Tot hom is alle dinge. Die skepping is daar, ons as mense is daar uiteindelik om God te verheerlik. Maar ons doen dit nie uit eie krag nie. Ons doen dit deur die krag wat van God afkom, deur die krag van die Heilige Gees. Ons doen dit deur die genade wat Christus aan die kruis vir ons kom bewerk het. Ja, sodat tot in alle ewigheid die heerlikheid en die eer aan God behoort. En dat ons dit sal onthou, dat ons lewens 'n dankbare eerbewys aan God is. Nie 'n eerbewys om redding en 'n beter plek in die hemel te verdien nie. 'n Eerbewys omdat ons dankie sê vir sy genade, vir sy liefde, omdat ons God eer vir sy grootheid en sy goedheid. Hemelse Vader, U is die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, die Alfa en Omega, die een wat onmeetlik groot is, onkenbaar groot is. Here, hoe kan ons ooit regtig verstaan wie en wat U is? Ons kan nie. Ons kan wel U genade en U liefde beleef. Ons kan wel deur die Gees, Here, 'n besef hê dat ons U nodig het en dat ons van U afhanklik is. Ons kan net die woord U leer ken as 'n Vader wat lief is. Ja, almagtig, skepper, Here, maar U is ook die een wat afbuig na mense toe. Self mens word, onder ons kom woon en ons kom red uit ons verderf. Dankie, Here, dat ons in hierdie genade kan leef. Mag ons dit altyd onthou, dat ons lewens 'n dankbare antwoord op U grootheid en goedheid en U liefde is. Ja, Here, dat ons sal lewe om U te verheerlik. Dat in wat ons doen, as ons werk, as ons ontspan, as ons kuier, Here, waar ons besig is, dat ons altyd sal onthou. Ons doen wat ons doen, tot eer van U naam. Dankie dat ons daaglikse nood, ons hoop, ons vreugdes, ons vrese in U hand kan plaas, en op U kan vertrou, vandag, môre, ja, Here, vir ewig. In Jesus Christus se naam. Amen.